Goeiemôre geliefde luisteraar, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord wat vanmôre ons lewe gee. U woord wat vir ons oorwinning bewerk, u woord waardeur ons kan lewe en beweeg. Jesus Christus, ons meester. Dankie Here dat ons vanmôre kan vra dat U deur die Gees vir ons die woord vanmôre lewendig maak. Want Here, die letter maak dood, maar U Gees bring vir ons lewe deur U woord. Daarom vra ek nou vir elke luisteraar wat vanmôre die tyd uitkoop om na U woord te luister, dat U ons oë sal oopmaak, ons ore en ons harte ontvanklik om die saad van die woord te ontvang, en ons vra vanmôre 100% vrug op hierdie woord wat vanmôre sal uitgaan in Jesus naam. Amen. Luisteraar, ons praat vanmôre oor ons geestelike weegskaal. Ek hou vir u voor Romeine 8:18, luister mooi wat hierdie skriffie sê vanmôre. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ek sê dit ook in Engels. I am of the opinion that there is no comparison between the pain of this present time and the glory which we will see in the future. Wat weeg vandag die swaarste in u lewensskaal, luisteraar? U het al klaar gesien waaroor die skriffie gaan. Aan die een kant, ek wil hê dat u daai ou weegskaal in die geestesoog moet sien met die twee bakke aan weerskante van die skaal. In die een bak is ons lyding van die teenwoordige tyd, en dan aan die ander kant is die heerlikheid wat aan ons geopenbaar word elke dag deur Christus, deur sy woord, en ook wat aan ons geopenbaar nog sal word. Weereens vra ek u, wat weeg vandag die swaarste in u lewensskaal? Ons weet dat ons as kinders bestem is om deur pyn en lyding en moeilike tye, soos Paulus dit stel, verdrukking te gaan. Maar wat is u lyding vanmôre? Is daar dalk 'n krisis in jou lewe waarmee jy geen raad het nie? Het een of ander siekte jou dalk ondergekry en weet jy nie watter kant toe nie? En nog kan ons baie voorbeelde opnoem van lyding. Dan sal jy vanoggend, geliefde luisteraar, bemoedig en opgelig word deur die woord wat die Here vir my gegee het om aan u te bedien. My getuienis oor my dogter Mariska se heengaan na haar huis wat die Here vir haar in die hemel voorberei het in 2008 maak deel uit van hierdie boodskap wat ek vanmôre aan u voorhou. Alle eer, lof en dank aan ons hemelse Vader, wat ons as gesin deurgedra het, nadat my jongste dogter Mariska op die ouderdom van 26 jaar as 'n paramedic in 'n ambulansongeluk gesterf het. 2 Korinte 1 vanaf vers 3 sê die volgende, en dis dan ook die rede van my boodskapie vanmôre. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming, en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking of ons lyding of ons pyn of ons krisisse, sodat ons die wat in allerhande verdrukkinge is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus dan oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig in en deur Christus. Uit God se vertroosting, waarmee hy my in die tyd na my dogter se dood getroos het, troos ek dan vanmôre oorvloedig andere wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en in watter lyding jy ook al vanmôre is, deur die getuienis wat ek vanoggend lewer en deur die boek wat uit my pen voortgevloei het met die hulp van die Heilige Gees, lewe na 'n kind se dood.
As u die boek wil bekom, hy is beskikbaar vir net R50. Die oggend na hy heengaan, sing ek die volgende liedjie. Sy sterf presies 6 weke nadat ek haar in die huwelik bevestig het. Sy was net 6 weke 'n bruid. Min wetend die dag toe sy trou, toe ek haar trou en haar voor die kansel sien as 'n pragtige bruid, het sy haar nie net gereed gemaak vir haar bruidegom nie, maar dan ook vir haar hemelse. Maar ek sing die volgende liedjie die Sondagoggend toe ek opstaan. Life is easy when you're up on a mountain and you've got peace of mind like you never known. But then things change and you're down in a valley. Don't lose faith, for you're never alone. Is dit nie so waar nie? God laat ons nooit alleen nie. Of jy dan op die bergtop van geluk en vreugde en vrede is, om jou net die volgende oomblik jou te bevind in die vallei van dood, van een of ander krisis of van siekte, God laat jou nooit alleen nie. Onthou dit, kind van die Here. Die Here wys my egter dat die pad van genesing wat ek moet stap na my geliefde dogter se oorskot begrawe is. Hartseer is soos 'n reis. Die reis saam met God maak jou gesond, maar die reis alleen los jou gewond. Jeremia 30:17 sê die volgende: 'n belofte waaraan ek vasgehou het met alles in my binneste. I'll restore your health and heal your wounds, declare the Lord. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? As jy nie God deel van jou pad maak, van hartseer of van krisis of van siekte nie, soos in my geval die verlies van my kind nie, sou ek nooit ooit haar dood kon verwerk of weer heel word nie. Baie keer het mense my gekonfronteer en gesê, as hulle hoor, ek het my dogter verloor, dat mense kom nooit oor die dood van 'n kind nie. Wat hulle daarmee bedoel, weet ek nie presies nie, maar ek kan vanmôre getuig. God het my wonde genees. Ek lees vir u uittreksel uit my boek, Die dag met haar begrafnis. Ek bly na die kus staar, terwyl dit in die aarde afsak. Alhoewel my hart baie seer is, was daar 'n gelatenheid, 'n kalmte, 'n stille krag wat my staande gehou het. Haar liggaam word in die middel van haar 2 kollegas in die aarde weggebêre wanneer die sand op haar kus val. Ek draai uiteindelik van haar graf af weg, wetend dat ek die Here nou nodiger gaan hê as ooit tevore in my hele lewe. Ons as huisgesin sal nie sonder ons geneesheer, Jesus Christus, Mariska se dood kan verwerk en weer heel word nie. Help ons almal, asseblief Here, was my gebed by haar graf. Na die tyd van haar begrafnis het die genesingsproses begin. En die Here het my baie keer uit sy woord bemoedig. Dit het vir my gevoel of God my omring met sy arms, of hy my toemaak onder 'n kombers van liefde, van vertroosting en omgee. En ek ervaar die volgende uit 1 Korinte 15 vanaf vers 42. Ek kan dit self gaan lees, maar luister hoe verwoord die Heilige Gees dit in my tyd van diepe droefheid en hartseer. Ek ervaar hoe die Here ons in sy hande vashou. Mariska in die een hand en ons in die ander hand van God. So is daar maar net 'n onsigbare dimensie tussen die tydelike en die ewige. Tussen ons as gesin en Mariska. Sy het die natuurlike lewe alreeds opgegee vir die geestelike lewe saam met God. Want eers lewe ons die natuurlike en daarna die geestelike wat die ewige lewe is. Ons is nou deel van die verganklike. Sy is nou deel van die onverganklike. Ons is nog in 'n sterflike liggaam. Mariska is reeds beklee met die onsterflike. Vir Mariska is die dood verslind in die oorwinning van Christus. God wat deel is van die sigbare en die onsigbare,
hou ons in sy hande vas. Psalm 94 vanaf vers 17 sê die volgende: As die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in stilte gewoon. Dit kan beteken stilte, depressie, verlatenheid, hopeloosheid, net soos u dit wil verwoord. Maar as ek dink, my voet wankel, dan ondersteun die Here my met sy goedertierenheid. En as my gedagtes binne-in my wil vermenigvuldig. U ken mos hierdie gedagtes, wat in jou kop maal en maal en maal. Jy bedink 'n saak van A tot Z en dan begin jy weer van vooraf. En baie keer is die vyand hier om jou gedagtes nog meer donker en negatief te maak, dat 'n ou molshoopie vir jou soos 'n berg gelyk. Die voorstelling hier is, as my gedagtes binne in my wil vermenigvuldig, as daai gedagtes kom wat jou wil veroorweldig en in 'n put van depressie wil sit, wat gebeur dan? Dan verkoop u vertroostinge my siel. Onthou dit. Wanneer jy so aangeval word in jou gedagtes, miskien deur die omstandighede, mense of self die jou Satan, moet jy weet, God vertroos en verkoop jou. Moenie toegee aan hierdie gedagtes nie. Ek wil net ook uit my boek voorlees, om meer te verduidelik wat Psalm 94 dan bedoel. Wanneer jy dan 'n krisis beleef of 'n trauma, wat jy hoor en sien, beweeg dan in jou hart in, en later ervaar jy dit weer en weer en weer. Dis soos 'n rolprent wat voor jou bly afspeel. Jy weet waarvan ek praat, né? Gebeurtenisse word prentjies wat jy sien, en die skok van erge trauma of krisisse laat jou hierdie rolprent oor en oor en oor beleef. Ek bevind my gedurig langs haar sterfbed. Ek sien haar lang hare met bloed deurdrink. Ek hoor myself roep soos 'n Dawid van ouds toe hy oor sy seun Absalom gerou het. My Mariska, my dogter Mariska, ag Mariska, my dogter Mariska, dis my weerklaag, wanneer ek dan in diepe rou is, na sy oorlede is. Ek ervaar weer al die emosies wat daarmee gepaard gaan, 'n intense pyn van hartseer en verlies. Ek verdwyn in 'n put van smart. Dis die afdae waarvan al die mense wat al geliefdes verloor het, van praat, besef ek toe. Myne duur slegs vir 'n kort rukkie, en dan is ek weer uit hierdie put van smart. Hoe het die Here my gehelp? Die oomblik as ek voel hoe hierdie diepe hartseer en intense pyn my wil vasvat, dan kyk ek op na die Here en ek begin bid, die Onse Vader, of die Here is my herder, en ek roep na God in my smart en pyn, en die oomblik as ek sê amen, dan kan ek voel hoe God my vertroos het. Die Here wil dit ook vir jou doen. Ek onthou dat Etraud jare terug vir my 'n woord van bemoediging gegee het, wat in daardie tyd vir my baie beteken. Jy is soos 'n kurkprop, sê hy. Omstandighede kry jou net nie onder nie. Vir 'n wyle is jy onder, maar dan skiet jy weer soos 'n kurkprop boontoe. Dit laat my dink aan Job 22:28. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand, en oor jou weë skyn 'n lig. As dit afdraand gaan, dan sê jy boontoe. Daar is nie 'n afdraande pad vir 'n kind van God nie. Maak nie saak hoe erg jou lyding of hoe groot jou krisis of wat jy ook al deurgaan nie. Daar is nie 'n afdraande pad nie. Ons sê in Jesus naam boontoe, want oor ons weë skyn sy lig, sy woord wat 'n lamp vir ons voet is. Luister dan na die volgende uit Hebreërs 2 vers 1 en 6 vers 19. Om hierdie rede, wat is jou rede vanmôre, dat jy saam met my kan amen sê in ons lyding en in ons pyn? Om hierdie rede dan, as jy jou dan vandag in 'n daal bevind, moet ons soveel kragtiger
vasgryp. Aan wie? Aan Jesus Christus, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. Het jy dit al gesien, geliefde kind van God? Hoe mense in die dal beland, hoe hulle in 'n groot krisis is, hoe hulle geliefdes verloor en dan laat hulle los en hulle drywe weg. Hierdie hoop wat ons dan het, Jesus, besit ons vandag as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker. Hebreërs 2. Onthou dit wanneer jy deur lyding, pyn en krisisse gaan. Jy kan nie bekostig om weg te dryf nie. Gryp vas. Die boek Hebreërs sê vanmôre hier, gryp soveel kragtiger vas en moenie laat los nie. Jou saligheid is op die spel. Ek lees ook in daardie tyd 'n boekie van Helen Du Plessis en ek haal aan uit haar boekie. Niemand is in besit van 'n beëdigde verklaring wat hom of haar teen verlies, hartseer, lyding, trane, pyn kan vrywaar nie. As jy jou Christenskap as 'n soort versekering teen krisisse beskou, beland jy in diep waters. As God net vir jou God is, solank jy voorspoed en sorgvrye vreugde ervaar, dis nou daai berg ondervindinge. As jy die Here net dien, omdat hy dan vir jou God is, sal jy verseker vernietig word in die storms wat elke mens se lewe een of ander tyd treiter. Hoe dikwels het papi my vermaaning gesê, my kind, hou maar net styf aan die Here Jesus vas, soos 'n mosseltjie aan 'n rots. Al ruk die geweld van die storm jou heen en weer, is jy net veilig, solank jy aan die rots bly vasleef. Die mossels wat hulle greep verloor, word vermorsel en hulle brokstukke spoel op die strand uit. Jesus is ons rots. Staan vas, hou vas, klou vas met jou geloof, met alles binne in jou ingeliefde kind van die Here. Net 2 dae voor Mariska se afsterwe, gee die Here vir my die volgende Bybelversie, maar u moet dit in die Message Bible gaan lees. Psalm 17 vanaf vers 4. I'm not trying to get my way in the world's way. I'm trying to get your way, your words way. I'm staying on your trial. I'm putting one foot in front of another, and I'm not giving up. Hierdie skrif het my deurgedra in my vallei ondervinding. Toe ek daar in 'n diep vallei is, in pyn en smart, het ek weer eens hierdie skrifgie onthou. En ek het besef, die Here het alreeds my voorberei vir dit wat gewag het. En ek het geweet dat die Here is die weg, die waarheid en die lewe. En dat God sal ons nooit begewe of verlaat nie. Ons moet net op die pad van die woord bly. Ons moet net in die Here Jesus Christus bly. Ons moet aan hom vashou. Maak nie saak of ons op die berg is en of ons in 'n dal is nie. Hy is oral oor. Hy is die skaduwee aan jou regterhand. Hy is die Here God wat jou beskerm, wat vir jou 'n wolkkolom en 'n vuurkolom gee. Hy sal jou nooit begewe of verlaat nie, maar jy moet sterk wees. Jy moet sterk staan. Jy moet aan God se woord vashou. Baie keer hoor ek mense sê wat deur 'n moeilike tyd gaan, dat hulle kan nie bid nie, of hulle kan nie Bybel lees nie, of, dis 'n leuen, geliefde. Dis dan eers wanneer jy moet vasklou en na God moet roep en hom moet soek en hom moet vra om jou deur te dra. Wat ek net wil noem is, toe ons die tyding gekry het van haar ongeluk, was sy in Trigardt se hospitaal, en toe ons daar aankom, het haar man uitgekom en vir ons gesê dat sy is oorlede, en op daai oomblik, toe ek hoor dat ek het my jongste dogter verloor, het ek op my knieë neergeval, my hande in die lug opgesteek en God aangeroep,
En my eerste woorde wat ek vir die Here sê is, I trust you, Lord. Ek vertrou U. U weet wat U doen. U sal ons help om deur hierdie afsterwe van hierdie jong vrou te kom. Ek het uitgeroep, Lord, I trust you. I believe in you. I love you. And forever I will worship you. Ek lees nou die aand weer die verhaal van Job met sy lyding, né? Ek ken mos Job, hoe die vyand toestemming by die Here gekry het om aan te val, en hoe die een slegte tyding wat hy hoor, kom die volgende slegte tyding, met ander woorde, hy het 'n hele paar slegte tydings op een dag ontvang, en ek lees daar, dat Job het uitgeroep en sê, God het gegee, en die Here het geneem, en hy het die Here aanbid. Toe ek besef, dis wat gebeur, as jy waarlik aan die rots vasklou, soos 'n mosseltjie aan 'n rots. Ek hou dan vir u voor, 2 Korinte 4, vanaf vers 17. Dit trek in lyn met Romeine 8:18, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, onthou, die oomblik toe ek my dogter aan die Here moes gee, en moes aanvaar dat sy nie meer op hierdie aarde lewe nie, was dit nie vir my 'n ligte verdrukking vir 'n oomblik nie. 3 maande was ek konstant in diepe rou. Daarna het dit beter begin word. So met ander woorde, die oomblik as jy in daai krisis is, wil dit jou oorweldig. Maar as jy terugkyk vandag, meer as 8 jaar later, dan sien ek, en dan weet ek, dit was 'n ligte verdrukking vir 'n oomblik. Maar wat bewerk dit dan, as jy by die Here bly en aan hom vashou as jou rots? Dit bewerk vir ons 'n allesomheersende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Kyk weer eens na jou weegskaal vanmôre, geliefde. Hierdie skaal, die een kant is die sigbare dinge, en aan die ander kant is die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik. Die tydelike dinge waardeur ons gaan, is aan die een kant van jou skaal. Dis lyding, dis drama, dis miskien kinderprobleme, huwelikprobleme, finansiële krisisse, werksprobleme. Alles wat jy vanmôre op daai skaal kan sit, is tydelik en dis sigbaar. Aan die ander kant is die onsigbare, die ewige lewe, die heerlikheid van God in jou lewe, die feit dat jy met hom kan wandel, dat sy woord van waarheid en krag vanmôre jou vrymaak. Dit is aan die een kant. Kyk mooi, hoe hang jou skaal vanmôre? As ons dan fokus op die sigbare en op die afwesigheid van ons geliefdes in hierdie lewe, kan ons dalk die onsigbare wat ewig is, miskyk. So jy kan nie fokus op die sigbare dinge nie. Jy kan nie jou hoop verloor daarin nie. Jy kan nie gaan sit en bly lê nie. Jy kan dit nie doen nie. Van daai kant van die skaal, die sigbare dinge, moet in die lig hang. Dit moet baie lig wees teen die onsigbare, wat ewig is. Ons kan nie bekostig om ons verhouding met die Here op te gee wanneer ons in lyding of verdrukkinge is nie. Onthou weer, geliefde, dis 'n ligte verdrukking vir 'n oomblik, wat nie sal kan vergelyk met die ewige gewig van heerlikheid in sy teenwoordigheid nie. As jy dan kyk, hoe hang jou skaal vanmôre? Hang jou lyding en jou traumas en jou probleme swaarder vandag as die onsigbare, die ewige gewig van heerlikheid? Is dit dan omdat jou gedagtes binne in jou vermenigvuldig en jy glo die leuns van die vyand en jou omstandighede en jy luister na mense, dan sal die skaal van die sigbare dinge swaarder weeg vanmôre. Jy sal dalk swaarmoedig wees, jy sal depressief dalk wees, jy sal dalk hopeloos voel. Hoekom? Omdat daai kant vir jou swaarder weeg as die onsigbare, ewige heerlikheid wat
in die lewe hierna aan ons geopenbaar sal word. Luister nou weer ten afsluiting na Romeine 8:18. Ek wil jou bemoedig, uit my eie ondervinding. Ek praat nie net sommer nie, ligtelik nie. Ek was daar. Ek was in daai vallei van doodskaduwee. Ek was al in diepe krisisse. Meer as een keer was ek in daai vallei. Maar soos God beloof en hy's 'n waarmaker van sy woord, as jy nie God se hand los nie, as jy nie jou greep op die rots verloor nie, sal hy jou bystaan. Hy sal jou vertroos met ewige vertroostinge, net soos die Here my vanmôre toelaat om jou te vertroos en te bemoedig en te versterk en te sê, hou aan. Moet nooit ophou nie, moet nooit toelaat dat jy afsak in 'n put van depressie en swaarmoedigheid en hopeloosheid nie. Nee, kyk op vanmôre, kom uit daai put, kom uit daai swaarmoedigheid, moenie dat die soos die woord sê, die ligte verdrukking wat net vir 'n oomblik is op hierdie aarde, jou wegtrek of jou verhinder om eendag deel te hê aan die onsigbare, aan die ewige lewe, saam met die Here, ons God nie. Kom ons lees weer Romeine 8:18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Deur watter pyn en deur watter lyding gaan jy vanmôre, kind van God? Dan wil ek vir jou bid. Ek wil hê jy moet nou op jou knieë gaan, jou hande opsteek na die hemel en saam met my bid. Dan gee ons hierdie pyn, hierdie lyding, hierdie trauma, hierdie probleme en wat ook al jou veroorsaak dat jy vanmôre in die dal is, gee ons vir die Here en ons vra dat God ons sal versterk deur sy Gees. Here, baie dankie dat U die Here God van vertroostinge is. Dat U ons vertroos, net soos ons probleme en moeilikhede ondervind, Here, so is U die God van vertroosting, wat ons krag gee, wat ons versterk, wat ons deur die dal help, dat ons sal besef, Vader, dat ons leef saam met Christus op hierdie aarde. Hy is by ons, hy is alomteenwoordig, hy is bekend met net 'n sig wat ons gee vanmôre in ons omstandighede. Here, ek bid vir elkeen vanmôre wat in lyding, verdrukking of 'n krisis is, dat U die Here God sal wees, wat uitkoms sal gee, vertroosting sal gee, sal versterk, wat probleme vir ons oplos, want U woord sê, as ons dit vanmôre op U werp, sal U sorg. Dankie, Here, dat U ons deur die Gees help op ons oë gefestig te hou op die onsigbare, die ewige gewig van heerlikheid wat op ons wag in Jesus Christus. Amen.